Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 22 vanaf vers 47. Kom ons lees saam. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Ons lees dikwels oor Judas en dink, ek sou dit nooit gedoen het nie. Maar as ons eerlik is, moet ons vra, watter begeertes en vrese het in sy hart geleef en hoe leef dit dalk ook in ons? Geestelike groei begin by 'n bewustheid, om bewus te wees van wat in ons harte aangaan. Ons moet dieper kyk as net ons dade en ontdek watter begeertes en vrese ons dryf. Help ons om keuses te maak, dryf ons om in sekere verhoudinge sekere goed te doen. So leer ons hoe maklik ons, net soos Judas, 'n pad kan stap wat ons van Jesus af weglei. Judas was nie net 'n geldgierige verraaier nie. Hy het Jesus gevolg. Waarskynlik met 'n verwagting dat Jesus 'n politieke bevryder sou wees. Hy het gesmag na 'n beter toekoms, dalk mag of sekuriteit. Maar toe Jesus nie aan sy verwagtinge voldoen nie, het hy 'n ander manier gesoek om sy begeertes te vervul, selfs al beteken dit om Jesus prys te gee. Iemand het eendag gesê, ons almal het 'n honger in ons, 'n honger na erkenning, 'n honger na sekuriteit, mag, dalk betekenis. En hierdie begeerte wat hy gehad het en wat ons het, is nie verkeerd nie. Ons begeertes is nie verkeerd nie. Jesus sê, maak julle begeertes bekend aan my. Ek bedoel, die Here het dit in ons geplaas. Maar wanneer ons nie bewus is van hoe dit ons beïnvloed nie, begin dit ons beheer. Ons word genooi om tyd te neem en eerlik na onsself te kyk. Wat dryf my regtig? Soms kan selfs ons goeie dade deur 'n verkeerde begeerte gemotiveer word. Judas en ander disippels sê by die vrou wat die olie oor Jesus se hoof gegooi, dis waar alles begin het. Daar het Judas homself gewip. Kyk hoe mors hy geld. Ons kan eerder hierdie geld vir die armes gee. En net daarna gaan Judas na die owerpriesters en vra, wat kan julle vir my gee om Jesus te verraai? Judas se begeerte na mag of sekuriteit het waarskynlik saamgegaan met vrees. Vrees dat Jesus nie sou wen nie. Vrees vir sy eie posisie in 'n sekere toekoms. Hy sien dit draai nie uit soos hy gedink het dit gaan of moet wees nie en maak sy eie planne. Vat die situasie in sy eie hande. Miskien net hierdie bewustheid dat ons soms, sonder om dit te bedoel, dinge in ons eie hande neem, ten koste van verhouding. Onbewuslik ten koste van ons verhouding met die Here. Ons doen skade sonder dat ons dit bedoel. Ons draai weg sonder dat ons dit bedoel. Ons eie besluite vat ons na 'n plek toe van eie belang en dit vat ons na weer 'n plek toe van gevolge wat ons nie voorreg is nie. Die vraag is, watter begeertes leef in ons harte? En ek is bewus daarvan en wat die impak van dit is in my lewe, maar leef ek met hierdie bewustheid? Leef ek met die bewustheid wat hierdie impak is en hoe dit kan my, die Here en die mense om my kan impakteer? Of watter vrese dryf my om dinge in my eie hande te vat? En ek dink, vrees is een van die kragtigste wapens wat die vyand gebruik. As ons nie bewus is van ons vrese nie, begin dit ons besluite rig sonder dat ons dit eers besef. Ons word genooi om stil te word en ons vrese eerlik voor God te bring. Ons sien in Judas se lewe hoe begeertes en vrese, as ons nie bewus is daarvan nie,
ons stelselmatig van Jesus kan wegtrek. Keuses wat ons vandag maak, bepaal watter pad ons loop. Maar ons raak dikwels eers bewus van ons pad, wanneer ons ver is van waar ons wou wees. Mense wat verdwaal, kom eers agter hulle het verdwaal, lank nadat hulle verdwaal het. Dit is hoekom ons so sterk klem lê op bewustheid, deur vroeg al te sien, hoe ons begeertes en vrese werk, en hoe ons kan voorkom dat dit ons oorheers. Judas het homself in 'n situasie bevind waar hy nie 'n pad terug gesien het nie. Maar hy het waarskynlik nie begin met die doel om Jesus te verraai nie. Alles het begin met die beste intensies. Dalk vir hom. Maar wat kan ek vir myself bymekaar maak? En dit gaan regtig nie iemand so seer maak nie. Dit het begin met 'n klein kompromie. Net 'n gedagte. 'n Onuitgesproke teleurstelling dalk. 'n Vrees wat nie na Jesus toe gebring is nie. Dis hoekom dit so belangrik is om ons eie harte te ondersoek, sodat ons nie eendag wakker skrik en besef, ons het Jesus verraai nie. Miskien 'n eenvoudige gebed, wat ons proaktief kan help met hierdie onbeheerde begeertes en vrese. Gebed wat ek by iemand geleer het 'n paar jaar terug. 'n eenvoudige gebed wat sê, Here, wys vir my wat in my hart aangaan. Iemand het eendag gesê, sit 'n vergrootglas op jou hart. Here, wys vir my wat in my hart aangaan. Help my om eerlik my begeertes en vrese te sien en bring dit in die lig. En dit maak ons bang. Ons stel onsself bloot dat dit kan uitkom. Maar dit kan ook ons redding wees. Mag ons leer uit Judas se hart, sodat ons nie dieselfde pad loop nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, rig ons begeertes en lei ons met U wil. Here, help ons ook om in ons tekortkominge, in ons vrese en ons teleurstellings en ons eie belange na U toe te draai, sodat U ons kan vat na plekke van U wil, van U droom en van U plan. In Jesus naam. Amen.